Welkom by vandag se luistermeditasie in die laaste week van Advent. Dit is Woensdag, Ou Kersdag. Die skrifgedeelte wat ons saam lees is Lukas 2, vers 1 tot 14. Ek steek die kers van vrede aan en nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Min woorde is nodig vir Advent. Vir die wat die reis onderneem is oop oë, spits ore en 'n hart vol vrede al wat nodig is om die ster te volg tot by die koningskind. Engele uit die hoogste hemel sing ter ere van 'n kind, van 'n nuwe tyd wat aanbreek waarin almal vrede vind. Waar die wagters waak oor skape, hoor hulle engele wat sing. Oor die velde klink die lofsang aan 'n kind wat vrede bring. Sterrekykers uit die ooste bring geskenke tot sy eer. Hy is die nuutgebore koning, hierdie kindjie is die Heer. Jare later loop daar kinders voor hom in Jerusalem en besing hom as die koning, juigend met 'n blye stem. Aan die kruis sterf ons verlosser en oorwin die sondedood. Hy is nou vir ewig koning, Jesus redder uit ons nood. Sing Hosanna, sing Hosanna. Prys hom, Jesus, Seun van God. Lukas 2, vers 1 tot 14. En in daardie dae daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nasaret, na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die nageslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgeborene seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus, die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is, en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engel van hulle weggaan na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is.
Koning in 'n krib deur Pieter de Villiers. Leer my, Here van Israel en van alle wêreldvolke, wat die geheimenis is van u verborge vleeswording. Weggesteek, verborge, kom u tot en in die wêreld. Maar hoe maklik is dit om verby die krib, verby die seentjie, na die blinker, aantrekliker gode te stap. Ook ek, Here, loop dikwels saam in die skare spotters, verby die seun, die onaantreklike knegg van die Here. Laat my verstaan dat u verborgenheid in die krib my help om die kruis te verstaan. My kruis word u kruis, wat u stilweg opneem deur by my te kom woon, my eenvoudige plek. My huis met die vuil stal word u plek, die plek waar u woon, in stilte, in verborgenheid, maar met liefde en hoop. Gee dat ek in die onseker stilte van die oop veld en die wye nag naby u sal kom. Dat ek in die dreigende donkerte u verlossende stem sal hoor. Dat my hart deur die stil troostwoorde van u gees aangeraak sal word. Leer my, Here, om hierdie moeilike, waaghalsige reis, weg van die spotters, op pad na die kind toe aan te pak. Laat my nie struikel onder my klein geloof nie. Leer my om in die donker nag gelowig aan u oor te gee, sodat ek veilig kan wees en nooit verlate hoef te voel nie. En as my hart en my verstand vir my anders wil sê, maak dit dan stil, sodat hulle kan deel in die vrede wat u so welbehaaglik bo al ons verstaan heen oor u wêreld uitstort. Bewus van hoe breekbaar en feilbaar my geloof is, gebind aan iets so broos soos 'n kindjie in 'n krib, wil ek nou, Here, veral kom dank, dat die evangelie so helder na ons toe kom, met soveel eenvoud, dat selfs die herders dit kon verstaan. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom en laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.